Goeiedag, graad 12 leerders en welkom by vandag se hersieningsles. Hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys te samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Ek is mevrou Isaacs en kom saam met my. Vandag gaan ons na 2 spesifieke vrae kyk in die eksamen en die is 'n voorbereidingsles. So alles wat jy ken, haal dit maar net weer uit en ons kyk, kan ons byvoeg, kan ons opbou of kan ons net lekker saam sing. Ons gaan heel eerstens kyk na die UNESCO erfenisterreine en dan gaan ons kyk na verantwoordelike toerisme. So heel eerstens wil ons nou kyk wat is die volle beskrywing van alle wêrelderfenisterreine. Hoekom? Want in hierdie geval gaan dit natuurlik baie belangrik wees vir die studente of vir ons om die regte spelling te hê van die woorde en ons moet die volledige bewoording van die UNESCO erfenisterreine kan skryf. Dan, waar word hulle op die Suid-Afrikaanse kaart bevind? In die verlede het ons net 'n paar gehad, daar is 1 of 2 nuus by. Dan, onder watter UNESCO kriteria val hulle? Is dit kultureel, is dit natuurlik of is dit gemeng? Beteken beide. Reg. Dan kan die logo die belangrike funksies en die rol van UNESCO aangaande die wêrelderfenisterrein identifiseer word, kan ons as graad 12 leerders nou sê, ons kan dit al identifiseer, ons weet hoe lyk UNESCO se logo, ons weet wat is die kriterium, ons weet wat is die hoofgroepe waaronder die UNESCO erfenisterreine natuurlik kan val en laastens kan ons evalueer wat die status van die wêrelderfenisterrein is. Reg. Wêrelderfenisterreine het ons mos nou deurgegaan, so onthou dis 'n hersieningsles. Hoe meer jy iets leer, hoe meer sit dit natuurlik vas. Reg. So, hulle is plekke van uitstaande universele waarde en het internasionale erkenning ontvang van UNESCO. Iets wat jy ook altyd moet onthou. Ons het jou normale toeristeattraksie, maar dan kry jy 'n UNESCO erfenisterrein. Reg. UNESCO erfenisterrein sê dit hierso, mense internasionaal weet natuurlik van daardie spesifieke attraksie. Reg. Deur die Wêrelderfenis Komitee van die Verenigde Nasies se opvoedkundige, wetenskaplike en kulturele organisasie. Dit is in 'n netedop wat UNESCO voor staan in Afrikaans. Dit maak seker beter sin in Engels, maar in Afrikaans beteken UNESCO die Wêrelderfeniskomitee van die Verenigde Nasies se opvoedkundige, wetenskaplike en kulturele organisasie. 'n Wêrelderfenisterrein is 'n spesiale titel wat aan sekere plekke reg oor die wêreld gegee word. Soos ek nou gesê het, nie alle attraksies is UNESCO erfenisterreine nie. En wêrelderfenisterreine behoort aan al die mense van die wêreld, ongeag die gebied waarin jy geleë is. Dit behoort aan ons almal. Reg, dis hoekom het ons almal toegang, dis universele toegang. Maak nie saak waar bly jy nie, jy kan na UNESCO erfenisterreine gaan kyk. Onthou asseblief ons logo en onthou dis nie die enigste logo nie. Onthou die een wat die huisiekie ook natuurlik het met UNESCO op. Reg. Wat is 'n wêrelderfenisterrein? So hierdie terreine weerspieël die beste voorbeelde van kulturele of natuurlike erfenis reg oor die wêreld. En hulle voldoen aan kriteria met betrekking tot uitstaande natuurlike en kulturele betekenis. En
Miskien moet ons net byvoeg, dit kan gemeng ook wees. Beide natuurlik en kultureel. Terreine is onvervangbare kulturele en natuurlike gebiede, baie belangrik, onvervangbaar. So ons kan dit nie weer vervang nie. As dit verwoes is dit daarmee heen. En dis hoekom is dit so belangrik as 'n toerisme student om te onthou. Volhoubare toerisme is natuurlik baie belangrik. As ons na dit kyk, as dit uitgewis is, kan ons nie meer praat daaroor nie. Reg. So, onvervangbare kulturele en natuurlike gebiede van globale kulturele, natuurlike of historiese belang. En die spesiale eienskappe van die plek sal dan vir die hele wêreld of vir die hele wêreld beskerm word. Hier is ons twee logos, soos ek gesê het. Ons moet bewus wees van albei. Hulle kan een van hulle twee vra of hulle kan albei altyd daar sit. Maar jy moet weet, die is die logos met hulle slagspreuke onderaan van UNESCO erfenis terreine. Die rol, net weer om klem te plaas oor net dit wat belangrik is, dit sê hierso om die identifisering, beskerming en die bewaring. So ons identifiseer, die is die wêreld se beste pen, van hy skryf die lekkerste, of hy skryf nou al vir 100 jaar sy inkrakie klaar nie. Ons moet hom beskerm, hoekom sy inkrakie klaar nie, hy is die beste ter wêreld, en ons moet seker maak, hy word bewaar, want ons wil nie iets wat van belang is, moet in enige iemand se hande natuurlik land nie. Jammer dat ek nou net 'n pen gebruik, maar sodat ons net beter kan verstaan. So om identifisering, beskerming en bewaring van kulturele of natuurlike erfenis reg oor die wêreld wat as van uitstaande waarde of die beste of geen nie vir die mensdom beskou word aan te moedig. Dit is die rol van UNESCO. En laastens, om dialoog tussen beskawing, kulturele en mense te skep, gebaseer op respek vir die gemeenskaplike gedeeltes of gedeelde waardes. Dan het ons hier die tipes erfenisterreine wat ons kry. Ons het kultureel, so dit beteken mense het dit gemaak. Dan het ons natuurlik, geen hande het dit gemaak nie. En gemeng beteken, dat is 'n gedeelte daarvan wat mensgemaak is en as 'n gedeelte wat kultureel is. 'n Goeie voorbeeld, as ek nou net aan iets dink, is Robben Eiland. Reg, 'n eiland het mens nie gemaak nie, maar die selle wat daar is, het iemand se hande gemaak. So dit kan 'n goeie voorbeeld van 'n gemengde attraksie wees. Hy is natuurlik en hy is ook kultureel. Reg. Kulturele wêrelderfenisterreine, groepe geboue met uitstaande universele, so die is natuurlik die kriteria. Reg? Universele waarde vanuit 'n historiese of 'n wetenskaplike oogpunt, 'n monumente insluitend argitektuur, so dis geboue, beeldhouwerk en skilderkuns, argeologie, inskripsies en grotte waar mense natuurlik voorheen gebly het. Werke deur mense of gekombineerde werke van die natuur en die mens en gebiede soos argeologiese terreine. Dan het ons die terreine sluit groepe, terreine, geboue of kunswerke van mense in met historiese waarde. En dan het ons voorbeelde, soos byvoorbeeld monumente, historiese oorblyfsels, geboue of argitektuur. Natuurlike erfenisterreine nou. So onthou nou, mens of die hande het dit nie gemaak nie. So dit is terreine wat habitat, so die plek is, vir bedreigde spesies. Dan het ons vir fauna en flora. Onthou, fauna is die dier. Jy weet, nie kan ek nou 'n diertjie teken nie. Ons gaan maar nou net sê, daar is 'n dier.
en flora klink soos 'n flower, is dit nie? Net om die verskil te onthou. So flora verteenwoordig blomme, terreine met groot waarde in terme van wetenskap, die bewaring of dit is natuur skoon. Natuurlike kenmerke wat bestaan uit die fisiese of biologiese formasies of groepe formasies. Dan het ons weer die habitat van bedreigde spesies van diere en plante, natuurlike terreine met groot waarde in terme van wetenskap, en onthou ons moet dit bewaar en dit moet natuur skoon bly. En dan het ons voorbeelde sluit in jou woude of morasse, kusgebiede, daar waar die see is, dan het ons berge, en dan het ons weer dier en plantlewe, so flora en fauna. Daai is nou jou natuurlike aspekte. Nou hier het ons die gemengde aspek. So terreine wat beide eienskappe het van natuurlik plus dit is kultureel. So dit is iets wat gemeng is. Onthou my voorbeeld wat ek gesê het van Robben Eiland. Die eiland self het nie mens gemaak nie, maar die selle, die tronkselle op Robben Eiland het die mens gemaak. So dit gaan nou vir jou 'n gemengde erfenisterrein wees. Reg. So voorbeelde sluit in die Maluti berge hierso, so ons sien die bergagtige gebied hierso, maar ons weet daar is ook rotstekeninge. Die tekeninge het nie net daar gekom nie, maar mense het dit gemaak. So die is mens gemaak en die is natuurlik. Dit is 'n goeie voorbeeld van 'n gemengde UNESCO erfenisterrein. So het ons weer jou Suid-Afrikaanse kaart en dit wys spesifiek waar al hierdie erfenisterreine, spesifiek UNESCO erfenisterreine geleë is. So die ligging is hier en in watter provinsie hulle gevind was. So hier het ons vir Mapungubele, Barberton, Vredefort of die wieg van die mensdom, ons het vir Komani, Richtersveld, dan het ons vir Robben Eiland, die Blommeryk, dan het ons natuurlik die Kaappunt, ons het die Maluti berge en die ander wat jy natuurlik in Afrikaans in jou klas saam jou onderwyser gedoen het. Ek wil net vir jou die kaart wys sodat jy die erfenisterreine saam met die ligging studeer. Want as jy die name wegvat, moet jy kan weet in watter provinsie dit geleë is of wat 'n deel van die provinsie as daar meer as een erfenisterrein soos miskien in KwaZulu-Natal is. Reg. Hier is 'n vraag reg uit die vraestel uit. Nie die vraestel wat ons nou gaan sien nie, maar 'n moontlike vraag. Onthou UNESCO erfenisterreine is altyd vraag 5. Reg. So bestudeer die artikel met beelde hieronder en beantwoord die vraag wat volg. So die sê die opkoms van erfenis in Suid-Afrika. So dit beteken dis oorjare oue terreine. Erfenis in Suid-Afrika is divers of dit is verskillend. Sommige terreine, onthou dit is verskillend, dit is nie dieselfde erfenisterreine in Suid-Afrika of reg oor die wêreld nie. Ons het verskillende en unieke terreine. Sommige terreine bied unieke erfenis wat geskep is deur die aanpassingsproses vir toerisme gesien as 'n heilige plek of plekke, meer as een, sowel as terreine van gruweldade uit die verlede of wreedheid en oorlog erfenis, en dan is dit hierdie terreine het die moeite werd om te beskerm word of het hulle die moeite werd om gebeskerm te word, en daai is natuurlik groot, ja, enige erfenisterrein moet beskerm word, want ons wil die generasie na ons vertel, of hulle moet dit sien, en hoe belangrik dit vir
ons was en is. So hier het ons vir A en B. Dit sê hierso, en onthou dis goud. Dit sê hierdie spesifieke terrein demonstreer die opkoms en die ondergang van die eerste inheemse koninkryk in Suider-Afrika tussen 900 en 1300 na Christus. En die hoofgebied beslaan byna 30.000 hektaar en word ondersteun deur 'n voorgestelde buffersone van ongeveer 100.000 hektaar. Dis nou verskriklik groot. Dan het ons ons tweede prentjie of prent B. Hierdie erfenisterrein is bekend vir sy bergagtige natuurlike landskap, belangrik as 'n veilige plek vir baie bedreigde en endemiese, slegs aan hierdie gebied aangetref spesies en vir sy talle rotstekeninge. Ons kan hierdie rotstekeninge hier sien wat deur die San-mense of die San-Busmans oor 'n tydperk van 4000 jaar gemaak is. En die terrein beslaan 'n oppervlakte van 249.313. So 249.303 hektaar, wat dit die grootste beskermende terrein langs of naas die groot plateau rand of die rand van die plateau, die hoër meer platgebied van Suider-Afrika maak. Reg, so ons het nou 'n idee, daar's 2 UNESCO erfenisterreine wat hiervan gepraat word. En dan die laaste enetjie C sien ons mense wat dit sê, hierdie terrein is geleë op die grens met Botswana en Namibië in die noordelike deel van die land. Hierdie terrein beslaan, onthou hierso, is op die grens van Namibië en Botswana. So hierdie terrein beslaan 'n uitgestrekte gebied binne die Kalahari-Gemsbok Nasionale Park. En hierdie landskap bevat bewyse van mense wat daar gewoon het, so daar woon nie tans mense nie. Sedert die steentydperk tot die hede en word geassosieer met die kultuur van San-mense. Reg, so ons het nou terrein A, B en C. Het jou pen gereed, sodat ons die aktiwiteit saam kan aanpak. 5.1. Gee die name. Wat sê die vraag? Die werkwoorde hier, gee die name van die wêrelderfenisterreine gemerk A, B en C. Hoeveel punte is dit? 3 punte, so ons moet al 3 name, nie die provinsie nie, hulle vra net vir die name. Nommer 2 sê, noem nou die wat, nie name nou nie, maar die provinsie in Suid-Afrika waar die gemengde wêrelderfenisterrein B geleë is. Reg, die provinsie van erfenisterrein B. Dan, noem 2 ooreenkomste, so dinge wat dieselfde lyk, ooreenkomste tussen terrein A en C. Wat is dieselfde van A en C? Verwys na die volgende aanhaling uit die artikel. Sommige terreine bied unieke, en dan het ons 'n ellips, as 'n heilige plek of plekke. Nommer 5.4.1, hier begin die vraag. Identifiseer die wêrelderfenisterrein wat algemeen bekend staan as die eerste Afrika koninkryk, wat met China en die Egipte handel gedryf het. Nommer 2, verduidelik een rede waarom die terrein in vraag 5.4.1, jou antwoord net die vorige vraag, vir toekomstige geslagte bewaar moet word. Hoekom is dit belangrik om dit vir die toekomstige generasie te bewaar? En dan moet jy nou net
skryf, 'n kort paragraaf wat 2 positiewe impakte van terrein C op die SAN-gemeenskap evalueer. So jou paragraaf, so plus minus 4 tot 5 reëls, gaan jy skryf oor 2 positiewe impakte wat die SAN of terrein C op die SAN Bosman gemeenskap natuurlik het. Kom ons kyk na jou antwoorde wat jy geskryf het. So, A, B en C is die erfenisterreine. Die eerste enetjie, Mapungubwe, kulturele landskappe. Let wel, hulle sê nie net Mapungubwe nie, want ons soek die volledige antwoord en dit is wat jy moet onthou. B is die Maluti Drakensberg Park en C is die Komani kulturele landskap. As jy dit het, gee vir jouself daarin 3 punte. Dan moes jy gesê het, waar is hierdie spesifieke terrein geleë? En die provinsie is KwaZulu-Natal. Reg. Jy moes ook nou gesê dit hier by 5.3. Hoekom sê hulle die terreine word as heilige plekke genoem? Reg. So hier, hulle is albei kulturele wêrelderfenisterreine. Hulle verteenwoordig belangrike oomblikke in die Suid-Afrikaanse of die Afrikaanse geskiedenis. Hulle verteenwoordig unieke kulturele groepe. As jy enige van dit het, gee jy jouself 'n punt. Hulle illustreer 'n diepgaande verhouding tussen mense en die omgewing of 'n antieke lewe. Of as jy het, beide die terreine is aan die grens van Botswana. So dit is wat hulle deel of dieselfde het. En dan, beide die terreine deel grense met die SAOG-lande. Jy het al van dit gehoor in graad 11. En beide die terreine strek oor 'n groot gebied. Reg. Dan, jou antwoord by 5.4.1 is natuurlik die Mapungubwe kulturele landskappe wat gebruik maak of waar ons kan sien die SAN Bosman tekeninge is daar, so ons moet dit dus bewaar. Hoekom? Sodat dit daar kan wees vir die toekomstige generasie. Reg. Dan die antwoord van 5.4.2, as jy enige van die het, gee jouself 'n punt. Dit is om meer te leer oor die belangrike geskiedenis van handel. Onthou hulle het in die ou dae gehandel met goud. Ek weet nie, my ouma het gesê hulle het selfs met bene gehandel, maar laat ons maar dit een kan gooi vir nou. So goud word daarmee gehandel, né? Bewaar bewyse van Suider-Afrika se vroegste koninkryk. Onthou goud verteenwoordig ook rykdom. Erfenis is 'n lewende nalatenskap wat ons help om ons verlede te verstaan. Want as ons terugkyk na ons verlede, is dit erfenis, is dit nie? Of geskiedenis. Die terrein is onvervangbaar en moet daarom vir toekomstige geslagte bewaar word. So as jy enige van daai antwoorde genoem het, moet jy jouself daai punte toeken. En dit is 'n beroemde terrein vir wat? Die goue renoster. En dit moet ons altyd onthou, wanneer jy die goue renoster sien of die vorm van die renoster in die eksamen by spesifiek vraag 5, dan moet jy weet met watter erfenisterrein die goue renoster gekoppel is. Reg. En dan laastens mense 5.5, daar is natuurlik skepping van werksgeleenthede. As ons kyk na ons erfenisterreine,
gaan dit nie net daar is vir die toekomstige generasies nie, maar daar moet mense in plek gestel word of in stand gestel word om die plek in stand te hou. So dit gaan natuurlik werksgeleenthede skep vir die plaaslike gemeenskap, is dit nie? Dan mense kan miskien foto's vat en hy foto's verkoop. Daar sien ons 'n plek vir entrepreneurskap. Dan sê dit ook hierso, die geld wat verdien word gebruik om die infrastruktuur te verbeter, om die plek miskien in stand te hou en verbeterde lewensgehalte of 'n hoër lewensstandaard te bevorder. Reg. So. Hierso sien ons die werksgeleenthede word geskep. As ons na ons plek of erfenisterreine kyk, gaan meer buitelandse toeriste na ons land toe kom om hierdie erfenisterreine te kom besoek. Dit skep 'n bewustheid van die vorige San-kultuur en dit bring 'n gevoel van trots van ons mense wat natuurlik daar gewoon het. So elke punt, daar die lys is lank, maar punt word toegeken vir hoekom dink jy dit is belangrik om te kyk na ons UNESCO erfenisterreine. In die geval is dit gewysig spesifiek op die 'n spesifieke terrein, maar hierdie aanbode wat ek wil hê julle moet oplet, kan gebruik word vir enige van hy terreine. Dit moet na gekyk word, dit moet bewaar word, sodat die volgende generasie bewus gemaak word van dit, of opgelei, of daar word werksgeleenthede geskep, maar dit is natuurlik wat 'n goeie vrugte dit natuurlik vir ons as burgers inhou, as ons kyk na ons erfenisterreine. Hier is 'n aktiwiteit wat jy self kan doen. Dit is oor die Isimangaliso, en hy is nou nie vertaal nie. So jy gaan ook kyk na die prente hierso, en dit is hulp vir natuur wat hulle hierso vra. Reg. By Durban of die KwaZulu-Natal streek. Reg. Dit sê hierso, noem die provinsie waarin die Isimangaliso Vlei-land Park geleë is. Onthou, hier sê nie Durban nie, wat is die provinsie se naam. Dan kies die korrekte tipe erfenis. So Isimangaliso Vlei-land is 'n wat? Is dit 'n natuurlike erfenisterrein? Is dit 'n kulturele erfenisterrein of is dit 'n gemengde erfenisterrein? Nommer 3 vra, noem die organisasie wat verantwoordelik gehou word vir die Januarie aktiwiteite in die Isimangaliso. Hier het ons nou jou antwoorde. In watter provinsie is die Isimangaliso? As jy KwaZulu-Natal het, gee jouself 'n punt. Die tweede een het gevra, onder watter kriteria val dit? Is dit natuurlik, kultureel of 'n gemengde erfenisterrein? Dit is natuurlik. En wie hou hierdie UNESCO erfenisterreine in stand? Of wie is verantwoordelik vir dit? Ons weet dit is UNESCO. Ons het begin met dit. Reg. Hier het ons weer prente. Dit is net om jouself voor te berei. Ons sien hierso die Noord-Kaap is die erfenisterreine wat hier gevind is. Ons sien hierso 'n prent A en ons sien 'n prent B. Hier kan ons ten minste al reeds sien of dit kultureel of natuurlik is. Hier kan ons ook sien of dit kultureel of natuurlik is. Maar kom ons kyk na die vraag. Identifiseer die wêreld erfenisterrein A en B tesame met die prente. So jy moet sê, wat is die naam van erfenis A en erfenisterrein B? Nommer 2 sê, die San en die Nama mense word geassosieer met terreine A
en B. Hier is die vraag nou. Gee een rede waarom dit belangrik is om die kultuur van die San en Nama mense te beskerm. As jy kan onthou in die vorige aktiwiteit het ons so 'n antwoord gehad. En 5.2.2 vra verduidelik een manier waarin die San mense hul kultuur uitbeeld aan besoekers in die area. Daai prent gee vir ons ook 'n leidraad. Het jou antwoordjies? Kom ons merk. So A op erfenisterrein A is Komani kulturele landskap. En B het ons die Rigterveld kulturele en botaniese landskap. By 5.2.1 die kultuur van die San en Nama moet beskerm word. Hoekom? Sodat dit daar kan wees vir die toekomstige generasie. Reg. En dit val of is ook deel van hierdie mense se tradisies en mense sal hulle tradisies ervaar wanneer hulle na hierdie erfenisterreine toe kom. En jou laaste antwoord daar. Hulle vat toeriste op jaguitstappies en wys hulle hoe om die diere te lok. So dit het nie net te maak met die rotstekeninge nie of kunste nie, maar hulle is ook uitmuntende jagters en hulle wys natuurlik vir toeriste wat hulle kan doen. Baie dankie en alle voorspoed.